is nou so 3 minute voor 10, maar ek dink ons kan maar begin. Van my kant af, welkom vir almal van julle op hierdie dag. Welkom in die teenwoordigheid van die Here, maar so ook in mekaar se teenwoordigheid hier, waar 'n mens mekaar ondersteun en ook in hierdie tye ook help dra. Ons wil sommer graag, as almal wat hier saam is, net ons innige simpatie vir die familie meedeel. Ons dink aan julle in hierdie tyd, mag julle baie troos en vrede vind. Ek wil sommer hier heel aan die begin die bedankings doen. Tannie Annette het vir my gevra om net 'n paar dingetjies met julle te deel, so ek lees graag net vir julle die volgende. Hoe sê 'n mens dankie vir so baie liefde en omgee? Ouma Maatjie was die jongste van 9 kinders. Sy was 'n omgee, liefdevolle mens, wat net die goed in enige mens raak gesien het. Nooit kwaad gepraat het nie, en haar deur het oopgestaan vir almal. Sy was liefde en 'n opregte Christen. Hy is Daniel se bestuur en personeel. Dankie dat julle alles moontlik vir ouma Maatjie gedoen het. Dit was nie 'n maklike 2 weke nie. Ouma was baie lief vir julle en sy het altyd gesê dat julle mooi na haar kyk. Dankie vir die regkry ook vir die saal en vandag. Tannie Claudina, dankie dat jy altyd bereid was om ouma te help wanneer ek nie daar kon wees nie. Jy was soos 'n kind vir haar en julle vriendskap het oor 14 jaar gestrek. Baie dankie. Tannie Lena Jacobs, ouma se persoonlike haarkapster. Sy was mooi tot op die laaste. Baie dankie. Al huisdanie se inwoners, dankie dat ons deel van julle regte familie kon wees. En op hierdie noot het Tannie Annette ook sommer gevra om te sê dankie vir julle vriendskap, julle ondersteuning oor die laaste paar jare ook vir Tannie Maatjie. Ansie Wiese en Piet Botes, dankie vir julle hulp Sondag. NKB dienste, dankie vir die reëlings, die gedenkdiens en ook die verrassing. Tannie Ria Jacobs en haar helpers, baie dankie dat ek op julle nommer kon druk en groot dankie vir die regstaan en vir dit wat voorgesit word. Petro Groblaar, dankie vir die ryker, dis pragtig. Ouma was 'n blomme mens en sy sou dit baie waardeer het. Chris, dankie dat ek 'n kort kennisgewing op jou nommer kon druk vir 'n video vir Tron en Lana wat moes terug Kaap toe. En dan elke een wat vandag hier is, dankie vir julle omgee en julle liefde. Elke oproep en boodskap was 'n groot vertroosting. Baie dankie, die Hugo en Visagie familie. Dan het ons ook 'n spesiale versoek gekry van Tron en Lana, wat gevra dat ons net vir Tannie Annette baie dankie sê vir Tannie se ondersteuning en opofferinge in die laaste paar jare. Hulle waardeer dit opreg. Vriende, dit is al ons bedankings. Ons gaan vir 'n oombliekie stil word. Julle sal sien daar het van hierdie bladsye omgegaan, waarop daar 2 baie bekende liedere is. En ons sou nie vandag anders kon as om die 2 saam te sing nie. So, as jy nou nie jou eie bladsy het nie, sit maar so naby as iemand waar een is. Ons gaan eers die tweede een, so die een wat onder op die bladsy is, gaan ons eerste sing. Ons kan sommer net so bly sit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my
ons Vader, wat ons herder en ons Here is. Kom ons maak ons oor toe en dan raak ons net vir 'n oomblik stil. Here Jesus, hier is ons nou aan die einde van iemand se aardse lewe bymekaar. Ons gedenk dit, ons vier die jare wat U vir tannie Maatjie gegee het. Ons vier haar lewe en haar menswees en ons is diep bewus daarvan dat U haar vir hierdie wêreld geleen het. Dankie Here dat ons haar kon ken, dat sy haar spore hier in Tenhaven kon trap, maar ook op ander plekke, en dat sy so waar 'n nagedagtenis agtergelaat het. Dankie Here dat ons almal die voorreg kan hê om te weet, al is ons vanoggend hier aan die einde van iemand se aardse bestaan, weet ons lewe tot in ewigheid saam met U. Mag dit vandag Here vir ons die troos wees. Waar ons vandag hartseer is, mag ons ook 'n groot stuk hoop hê. Mag ons ook vrede en rus vind in die wete dat U vir ons almal 'n plek gereed maak. Amen. Here tannie Maatjie se gunsteling teksvers, soos wat ek dink baie van julle se dalk mag wees, was natuurlik Psalm 23. Saam met dit ook die saligsprekinge wat in Matteus 5 voorkom en daarby sal ons net nou uitkom. Maar ek deel graag sommer net 'n paar gedagtes wat ek het rondom hierdie gunsteling en geliefkoeste Psalm. Baie mense lees Psalm 23 veral in tye van benoudheid, veral in tye wat 'n mens vrees of onsekerheid beleef. En dan is daar natuurlik ook die oomblikke wat ons dit lees, omdat ons uitsien na iets wat nog moet kom. Ons sien uit, ons leef met hoop vir dit wat ons nog nie nou al beleef nie, maar dit wat ons weet, wag vir ons. En daarom is Psalm 23 'n wonderlike Psalm, wat nie net iets sê oor dit wat ons hier op aarde beleef nie, maar ook iets besonders beloof oor dit wat ons nog gaan beleef. En dan is dit geen wonder dat dit soveel mense se gunsteling troostwoorde is. In die eerste plek word ons in hierdie Psalm daaraan verseker en ons word ook daaraan herinner, die Here is my herder. Nou as mense 'n bietjie gaan dink, wat is die werk van 'n herder? Wat is die doel van iemand wat in hierdie rol optree? Dan is dit spesifiek om 'n kudde ook te lei. Daar's 'n klomp beskerming wat daarmee saamgaan, daar is kos gee en veiding en al hierdie dinge vind ons by die Here. Maar vir 'n oomblik wil ek net stil staan daarby dat die herder ook die een is wat ons spesifiek lei. Die Psalm kom sê vir ons, die Here lei my op die regte pad tot eer van sy naam. Die ou vertaling, die 53 vertaling sê om sy naam ontwil. En dit het my laat dink hoe ons so gereeld daaraan herinner word, of my lewe baie lank is hier op aarde, of ek nou 'n klomp geseënde jare het, selfs amper 96, en of my lewe kort is, elke oomblik van elke dag word ek deur die Here gelei. En in elke oomblik van elke dag is ek 'n spesifieke deel van die Here se kudde, wat 'n spesifieke rol hier op aarde moet vervul. So wanneer ons sê die Here is my herder, wanneer ons op hierdie manier ook bely wie die Here vir ons is, dan sê ons eintlik vir mense, dis eintlik 'n stuk geloofsbelydenis. Ons sê eintlik, ek laat toe dat die Here vir my sê waar ek moet loop. Ek laat toe dat die Here my lei, ongeag waar ek myself bevind. Die Psalm sê so mooi, al gaan ek in die dal van die dood skadu, ek laat toe dat die Here my selfs daar lei. Daar waar die Here is, sê hierdie Psalm ook vir ons, beloof dit vir ons, is daar rus en veiding. Daar waar die Here my lei, waar ek saam met hom loop, waar hy my aan die hand vat, daar voed hy my, daar onderskraag hy my, selfs in die moeilikste van omstandighede. En vriende, wat in hierdie wêreld, in hierdie lewe is moeiliker as om vir iemand totsiens te sê? Wat is moeiliker en meer uitdagend en meer onseker as om te sê ons groet vandag
'n geliefde moeder, 'n geliefde vriendin, iemand wat diep spore in ons harte getrap het. En ten spyte hiervan kom bevestig die psalmdigter vir ons selfs in hierdie tye gee die Here vir ons rus en weiding. Dit vertaal vir my op 'n manier om te sê, by die Here kry ek die krag, kry ek die moed, kry ek dit wat ek nodig het om elke dag aan te pak. Selfs in die moeilikste van tye, lei die Here vir my na daar waar ek weer kan kos kry, daar waar ek weer kan rus kry, om te kan aangaan na 'n volgende plek. Dit is wat ons hier op aarde beleef. Maar hierdie psalm hou ook 'n besonderse boodskap in vir dit wat ons na hierdie lewe beleef. Ons sê hier op aarde rig die Here ons weer, hy stap met ons op pad, hy sê vir ons waar ons voete moet neersit, watter tipe mense ons moet wees, maar ook in sterfte lei die Here ons. En daar het ons natuurlik die groot troos, dat in sterfte lei die Here ons na 'n plek van rus, 'n plek van vrede, waar ons klaar is met die gewerskap van hierdie wêreld. Ons is klaar met die bekommernis en die onsekerheid. Ons is klaar met die vrees. En dit is wat die belofte van hierdie psalm inhou. En dis nie net die woorde wat dit vir ons beloof nie, maar Jesus Christus self. En daarom vandag, al is dit vir ons wat hier op aarde nog deur die Here gelei word, al is dit vir ons hartseer, al is dit vir ons die einde van 'n sekere pad, kan ons met oortuiging bely dat Tannie Maatjie by die plek van vrede en rus is. En natuurlik die grootste troostwoord seker in hierdie hele psalm is om te sê, selfs al gaan ek deur die dal van doodskade. In die lewe vir die van ons wat vandag nog hier sit, het ons geen vrees vir die dood nie. Ons het geen vrees vir hierdie ding wat aan die einde van almal van ons se lewens vir ons wag. Ons sit nie van angs en bewe, hoewel ons weet dit gaan kom, ons het geen vrees daarvoor nie, dit verlam ons nie, dit maak nie dat ek en jy leef en bewe van bangheid en van angs nie. Hoekom nie? Want ons weet dit, ons glo dit en ons bely dit, dat die Here, wat ook ons herder is, dat hy die dood oorwin het. So vriende, ons liggame, hierdie dop, hierdie tent waarin ek en jy nou leef, hierdie gaan sterf, hierdie gaan tot 'n einde kom, en vir party mense is selfs dit 'n verlossing. Vir party mense is dit 'n uiteindelike vrede, wanneer hierdie liggaam tot 'n einde kom. Daarom, al sterf ons liggame, lewe ons saam met die Here. En hy verseker ons ook keer op keer. Ons onthou so mooi die Here se woorde rondom Lazarus se sterfte, waar hy ook vir die mense rondom hom verseker, dat as jy in my glo, al sterf jy, sal jy ook lewe. En Paulus gaan selfs so ver, en ek glo Paulus het ook graag Psalm 23 gelees. Paulus gaan selfs so ver om te sê, die dood is 'n wins. Vir ons is die dood, die einde van hierdie bestaan, eintlik iets om oor opgewonde te wees. En dit is omdat ons weet, en dis my laaste punt, ons keer terug na die huis van die Here. Die 2020 vertaling, ek gaan net nou vir ons die Psalm lees, die 2020 vertaling se laaste vers sê, ek sal tot in lengte van dae terugkeer na die huis van die Here. As ons sê ons keer terug iewers heen, dan beteken dit is waar ek in die eerste plek vandaan kom. Vir ons is die dood nie iets om voor bang te wees nie. Dit is nie iets wat my hier op aarde moet laat stil sit en wag vir die eendag nie. Dis iets waaroor ek eintlik opgewonde kan wees. Dis iets wat vir my 'n wins kan wees, omdat ek weet waarheen ek teruggaan. In lewe, terwyl ons wel nou nog hier is, terwyl ek en jy nog die voorreg het om asem te haal, om te beweeg, in lewe beteken dit vir ons dat ons altyd, keer op keer, sonder einde, welkom is in die teenwoordigheid van die Here. Dat ek en jy op enige dag, ongeag van ons omstandighede, ongeag die mens wat ons is, ongeag die sondes wat ons by mekaar skraap, ek en jy is tot 'n lengte van dae welkom
in die teenwoordigheid van God. Ek en jy, terwyl ons lewe, keer ook terug na die huis van die Here. In sterfte, soos wat ek net nou gesê het, beteken dit, ons gaan eenvoudig terug na daar waar ons vandaan kom. Vriende, die een ding wat echo in hierdie psalm, wat ook dan nou sy opskrif geword het, hierdie bevestiging is, die Here is my herder. As ek sê die Here is my herder, dan sê ek tog ek is deel van sy kudde. Dan sê ek tog ek is 'n stuk van sy eiendom om mee te maak net wat hy wil. Dis vir ons iets om ons op te berus. Die Here is my herder, ek behoort aan hom. En daarin lê vandag ook vir ons die troos. Ek lees graag vir ons Psalm 23 uit die 2020 vertaling. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen. Vriende, ek het net nou dit genoem, maar ek bevestig dit weer. As ons sê dat ons sal terugkeer en ons vind daarin hoop en troos en vrede, dan bely ons dit ook vandag oor Tannie Maatjie se lewe. Wanneer ons hier saam is, dan bely en bevestig ons dat daar waar sy nou is, daar in die huis van die Here, dit is waar ons almal uitsien om te wees. Vir haar is daar nou geen meer trane nie, daar's geen meer lyding, siekte of pyn nie. Vir haar is daar nou rus, vrede en groenheid. Ons bevestig weer dat ons behoort aan die Here, en daarmee wil ek julle graag nooi om sommer saam te sing, my enigste troos. Dis nou die eerste lied op die bladsy. My enigste troos in lewe en bloed is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die loop is die seel dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader mag wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Salig is die wat arm is van gees, wat aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word.
Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Gees is by jou, nou en vir altyd. Amen. Vriende, ek glo dit is dan nou die oomblik waar ons julle nooi om tee en verversing saam te